Die spreekwoord sê mos nou nie verniet, liewer bang Jan as dooie Jan nie. Soos wat ek veel verlede week gesê het, word baie van ons se keuses meestal beïnvloed deur daardie ou sê nou maar spooke. Daardie dinge wat moontlik kan skeefloop. Vandag wil ek jou uitdaag om jou sê nou maar om te swaai. Wat bedoel ek daarmee? Kom ek gebruik 'n praktiese voorbeeld. Ons gebruik die sê nou maar ek verloor my werk en ek het nie 'n inkomste nie. Hoe gaan ek my gesin kan onderhou? Veronderstel God sou vir jou kon sê, weet jy gaan jou werk verloor, maar ek gaan sorg dat jy ander beter werk kry en aan die einde van volgende jaar gaan jy dubbel die inkomste kry wat jy nou tans verdien. Sou jy daaroor gestres het of sou jy vir God geglo het? Jy sien, God sê nie altyd vir ons wat is die uitkomste nie. Soos vir 'n Abraham sê hy baie keer net trek. En wanneer ons vra Here waartoe, dan sê hy ek sal so op die trekpad langs vir jou wys waarheen. Jy sien, dit is juis die gelol. God sê nie altyd vir ons wat is die uitkomste nie. En dan werk ons terug na dit wat vir ons veilig is. So kom ons swaai daai sê nou maar. En ons maak seker dat ons by God hoor wat sy wil is vir ons lewens. En dan begin die sê nou maar so klink. Sê nou maar ek verloor my werk en God voorsien in 'n beter werk. En sê nou maar teen die einde van volgende jaar verdien ek dubbel wat ek nou kan verdien. Hoe klink dit nou vir jou? Al klaar soveel beter. Dit wat ek en jy moet hoor vanoggend is dat God almagtig is. Niks is vir hom onmoontlik nie. En hy wil vir jou en vir my net die heel beste gee. Hy sê as ons wat aardse ouers is, dan weet om goeie dinge vir ons kinders te gee. Hoeveel te meer wil hy nie vir ons seën met soveel meer as wat ons kan dink of droom nie. Die wonder van God se seën is dat dit altyd soveel meer en soveel beter is as wat ek en jy ooit vanuit ons eie vermoë vir onsself kan bewerk. Luister gou weer na Genesis 15. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. En wat was Abraham se reaksie? Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Voordat jy begin wonder, voordat jy begin bekommer, voordat jy begin stres, hoor eers by jou hemelse Vader en swaai dan al hierdie logika sê nou maar, sodat jy kan ontdek dat God soveel meer vir jou wil gee as wat jy ooit kon droom. Die Here seën vir jou.